Dis weer donderdag en tyd vir die papier praat, waarin ons vir jou 'n oorsig gee van hierdie week se groot nuus. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Ek is Daniella van Heerden. Van die belangrikste nuus waarna jy kan uitsien in hierdie bulletin. Dina Pule is weer nie eerlik met die parlement nie. Die Johannesburg Metro is platsak. Kritiek uit 'n onverwagte oord na Zuma se Indië-besoek. 'n Groep verligte Afrikaners gaan met die Amerikaanse ambassadeur vergader. Die Tsjechiese dwelmbaas Radovan Krejcir het van dese week weer in die hof verskyn. Hoekom is ons so kwaad? Die papier stel ondersoek in. En in sportnuus kyk ons na die naweek se groot rugby kragmetings op Loftesversveld. Jana Swart het ook nuus oor die Wêreldbeker sokkertoernooi en vertel waarna jy kan uitsien op Wimbledon. Dina Pule, die nuwe minister van maatskaplike ontwikkeling, het steeds nie al haar belange aan die parlement verklaar nie en oortree dus klaarblyklik weer die parlement se etiekkode. Volgens die CIPC-register is Pule 'n stigterslid en direkteur van Shishimane Wamanana, 'n onderneming wat steeds aktief is. Die parlement se jongste beskikbare belangeregister toon egter geen teken van Pule se sakebelange hierin nie. Sy is 10 jaar gelede ook deur die parlement skuldig bevind aan onetiese gedrag en die saak is na die polisie en die nasionale vervolgingsgesag verwys vir 'n moontlike strafregtelike ondersoek. Dit is glo daarna na die valke oorgeplaas. Niemand weet egter wat van die saak geword het nie. Die papier het sedert verlede week te vergeefs by die valke probeer uitvind wat die status van die saak is. En dit het daartoe gelei dat die papier van dese week 'n aansoek kragtens die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting of PAIA gebring het. Maak seker jy lees môre ons politieke redakteur Jana Marx se volledige berig oor die beweringe rondom Pule. Sandy Mbacha, woordvoerder vir Dina Pule, het die papier donderdag na druktyd in kennis gestel dat die direkteurskap 'n oorsigfout was. Pule sê sy het eers daarvan bewus geword met die papier se navraag. Die minister se kantoor het vandag met die kommissie vir maatskappye en intellektuele eiendom geskakel om haar as direkteur te verwyder. Pule sê by monde van haar woordvoerder, die onderneming doen geen sake waarvan Pule bewus is nie. Pule sê bedankings as direkteur sal volgens haar woordvoerder môre, dit is Vrydag, wys. Johannesburg het net 12 dae se kontant in die bank oor, maar die stad se burgemeester, Dada Morero, is vol vertroue dat die situasie teen middel Julie reggestel sal word. Die nasionale tesourie weerhou tans 3,6 miljard rand weens die Johannesburg Metroraad se swak finansiële bestuur. Nog 68 ander munisipaliteite se gelykberegtigingstoelae vir Julie word tydelik deur die tesourie teruggehou, glo om die owerhede kans te gee om hulle geldsaake in orde te kry. Morero sê die stad sal, sodra die geld ontvang is, sowat 1,4 miljard rand aan Eskom en 960 miljoen aan Randwater betaal. Die papier het voorheen berig dat Eskom dreig om Johannesburg se krag af te skakel weens onbetaalde kragrekeninge. In môre se uitgawe van die papier kan jy meer lees oor die Goudstad se voortsleepende geldkrisis. Oud-president Jacob Zuma se besoek aan sy vriend AJ Gupta het opnuut onderskoot gekom. Die keer uit 'n onverwagte oord. Zuma het tydens sy besoek ook 'n ontmoeting gehad met professor Anil Suklal, Suid-Afrika se hoë kommissaris in Indië. Die papier kan vandag onthul dat Zuma en Suklal se broer, advokaat AJ Suklal, mekaar reeds sedert die wapenskandaal daar ken. Suklal het toe as regsverteenwoordiger vir die maatskappy Thales opgetree. Amptelike dokumente wat tydens 'n vertroulike arbitrasieverhoor in 2014 aan die lig gekom het, bewys dat advokaat Suklal die Franse Thales wapenonderneming se finansiële bystand aan Zuma gefasiliteer het. In môre se uitgawe van die papier berig ons waarvoor Suklal alles fakture ingedien het. Hy het egter sy bande met Zuma van dese week in 'n onderhoud met die papier probeer ontken. Suklal het ook gesê dat hy Zuma se besoek aan sy broer in Indië beskou as 'n verleentheid vir die familie. 6 afgevaardigdes van die beweging Afrikaners vir Suid-Afrika vergader volgende week met die Amerikaanse ambassadeur Leo Brent Bozell III.
Barend Legrandsie, een van die afgevaardigdes, het aan die papier gesê hulle verfyn nog die gesprekspunte. Maar hulle wil wel aan Brazil sê dat Afrikaners nie slagoffers is van 'n sogenaamde volksmoord nie, maar dat al 62 miljoen Suid-Afrikaners die slagoffers is van 'n swak regering. Die joernalis Ruda Landman, professor Antoni van Nieuwkerk, 'n kenner oor internasionale betrekkinge, Johan Erasmus, mede-stigter van die Beter Einders beweging, Darryl Swanepoel, die hoof van die Inclusive Society, en Prof Louise de Tooy, professor in filosofie aan die Stellenbosch Universiteit, is die ander afgevaardigdes. Ons politieke redakteur Jana Marx berig volledig hieroor in môre se koerant. Radovan Kretscher, die veroordeelde Tsjechiese dwelmbaas, het Dinsdag onder streng bewaking in die Palm Ridge Landdroshof in Johannesburg verskyn. Minstens 15 polisiebeamptes en lede van die polisie se taakmag was in en om die hofsaal ontplooi. Die verrigtinge was hoofsaaklik administratief van aard. Kretscher het die geleentheid benut om te kla oor die vertragings van strafsaake teen hom. Hy is besig met 'n aansoek ingevolge artikel 342A van die strafproseswet om die hof te dwing om enige vertragings te ondersoek en stappe te neem om alle partye te beskerm. Kretscher het ook gekla oor die kos in die tronk en gesê dat hy onvoldoende toegang het tot gesondheidsorg. Hy dien tans 'n vonnis van 35 jaar uit na sy skuldigbevinding in 2015 op aanklagte van poging tot moord, ontvoering en aanranding. Volgens kenners is woede wêreldwyd aan die toeneem. Kenners verwys daarna as die sogenaamde era van woede en sê daar's verskeie redes hiervoor. Dit sluit sosiale media algoritmes, politieke verdeeldheid, sosiale ongelykheid en ekonomiese redes in. Volgens Dr. Maggie Farrell, 'n Amerikaanse leierskapskenner, durf ons nie hierdie verskynsel ignoreer nie. Ilse Salzwetel berig in môre se koerant wat Farrell en ander kenners hieroor sê. Dit was dan ons belangrikste nuusstories vir hierdie week, maar daar's nog baie meer interessante nuus in van dese week se uitgawe van die papier. Kan die Departement van Binnelandse Sake die toestroming van onwettige immigrante keer? Lees Bohemia Jumat hofmeester se onderhoud met minister Leon Schreiber. Elise Tempelhof berig oor hierdie week se hofbeslissing wat die uitvoer van renosterhoring na China en Vietnam moontlik kan wettig. Suid-Afrikaners se gemiddelde slaapgehalte telling is volgens 'n onlangse slaapsensus net 54 uit 100 en ons kry glo ook nie die herstellende slaap wat ons liggame nodig het nie. Chanel Benedel skryf hoekom slaap so belangrik is vir jou gesondheid en kenners gee raad oor hoe jy Klasvakie kan help. In môre se uitgawe kan jy weer uitsien na ons sportredakteur Stian Skuman se sportblaaie. Daar's ook 'n oorsig van die afgelope week se internasionale en plaaslike nuus en ons gewone keer van rubrieke en interessante artikels. Maak seker jy kry jou uitgawe al vroegoggend. Nou vir 'n kykie na nuus uit die res van die land, verskaf deur ons susterspublikasie Nova News. Ons begin met die nuus dat Nova News van dese maand 'n baie suksesvolle 1 jaar oud is. Met die totstandkoming van die digitale platform verlede jaar wou Novus Media dekades oue gemeenskapskoerante omskep in 'n gratis, tweetalige en volledige digitale nuusdiens. By drome het dit ook nie net gebly nie en die Nova News webwerf spog deesdae met 1 miljoen bladkyke per maand. Volgens Esme Smit, die uitvoerende hoof van Novus Media, is die Nova News webwerf gekoppel aan 21 gemeenskapskoerante landwyd. Met The School Zone en die Schools Sports Zone word daar ook seker gemaak dat die kinders en jong mense van Suid-Afrika hulle oomblik in die kolle kry. Die webwerf is ook reeds internasionaal bekroon. Die hoof van Nova News se digitale afdeling, Betty Gilomere Sou, vertel meer. Al die mylpale wat Nova News in 1 jaar bereik het, gaan vir ons oor soveel meer as die syfers. As gemeenskapskoerante is ons die oor en die stem vir gemeenskappe reg oor die land. Nou bied ons ook 'n nasionale platform vir ons gemeenskappe en bring nuus van nasionale en internasionale belang aan hulle, gratis in Engels en Afrikaans. Op Nova News sal jy kan lees van 'n skoolprestasie in Knysna tot wat aangaan in die gange van die Withuis. Ek wil ook graag al ons lesers bedank vir hul ondersteuning. Julle is die hart van Nova News en die rede waarom ons bestaan. Dit was die stem van Betty Gilomere Sou, die hoof van Nova News se digitale afdeling.
Die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid en Welstand maan inwoners van die provinsie om nie wilde sampioene te eet nie, omdat selfs net een hap van sekere spesies dodelik kan wees. Wilde sampioene verskyn nou oral in tuine, parke, wingerde en woude. Die waarskuwing volg op 'n kommerwekkende toename in bevestigde gevalle van sampioenvergiftiging in die provinsie. En volgens Karin Marx, direkteur van die Tygerberg Gif-inligtingseentrum, is 5 bevestigde gevalle in die laaste 2 weke aangemeld. Die Amanita phalloides of die sogenaamde death cap sampioen is een van die giftigste sampioensoorte ter wêreld. Selfs net 'n klein hoeveelheid kan lei tot nier- en lewerversaking en die dood. Die gifstowwe bly dodelik selfs nadat die sampioen gekook, gedroog of gevries is. Die sampioen kan uitgeken word aan 'n gladde olyfgroen tot geelerige kappie wat soms byna wit kan wees. Die stingel is wit met 'n rompagtige ring en daar's wit kleur onder die kappie. Maak sê dis belangrik dat enige iemand wat 'n wilde sampioen ingekry het onmiddellik mediese hulp moet kry, selfs al toon hulle geen simptome nie. Ouers van babas en jong kinders word gemaan om ekstra versigtig te wees. Gister is die internasionale dag vir paramedisy ook hier in Suid-Afrika gevier en een dankbare ma het die geleentheid gebruik om paramedisy te bedank wat haar dogtertjie se lewe gered het. Shadine O'Sullivan van Greyton in KwaZulu-Natal het vertel hoe 'n vrolike gesinsuitstappie na Bellito byna in 'n tragedie geëindig het. 'n Swaar houtpaal het op Kira geval en 'n deel van haar gesig en skedel vergruis. Haar ouers het gevrees dat sy op slag dood is. Na 'n noodoproep het 'n Netcare 911 helikopter en ambulans binne minute na die toneel vertrek. Die bewuslose dogtertjie is op die toneel gestabiliseer en daarna na die St. Anne's Hospitaal in Pietermaritzburg geneem. Na operasie om haar lewe te red, is sy vir 72 uur in 'n koma gehou. Shadine het die Netcare 911 span wat daardie dag haar dogtertjie se lewe gered het, bedank vir hulle professionaliteit, vaardigheid en deernis en gesê dat hulle Kira se lewe in hulle hande gehou het. Die pragtige rooi koppie droom daarvan om 'n cowgirl te word en uit foto's wat haar ouers verskaf het, is dit duidelik dat sy beslis haar droom najaag. Dan 'n oorsig van interessante nuus uit ons streke. Onthou, Nova News word daagliks opgedateer en is boonop gratis. Jy kan hulle volg by novanews.co.za. Dankie Daniella. Ons begin met die naweek se groot rugby nuus. Die Springbokke sal Saterdag die Skotte in die tweede ronde van die Nasies Kampioenskap in 'n volgepakte Loftus Versveld in Pretoria pak. Sowat 98% van die kaartjies was vroeg van dese week reeds verkoop. SARU het ten spyte van hul waarskuwing dat hulle nie weer kaartjiepryse gaan verlaag nie, tog weer 2 keer pryse gesny vir Loftus. Sommige kaartjies kan nou vir minder as R700 gekoop word. Dit volg nadat SARU kaartjiepryse vir verlede week se wedstryd teen Engeland op Ellis Park op die nippertjie verlaag het weens trae verkope. Teimen Willemse, wat 'n topvertoning teen Engeland op heel agtergelewer het, skuif na binne senter teen Skotland. Paul de Villiers kry weer 'n kans op flank en spelers soos Kobus Wiese, Quinn Horn en Tutuku Mchunu sal wil wys hulle is nie meer randfigure op Rassie se spanlys nie. In sokkernuus. Die Noorweegse Vikings sal Saterdag vir die eerste keer in die geskiedenis deel wees van die kwartfinale van die Wêreldbeker sokkertoernooi. Erling Haaland, Noorweë se doelskieter, het 'n groot aandeel gehad in die prestasie. Hulle sal teen Engeland met Harry Kane aan die voorpunt meeding om 'n plek in die halfeindstryd. Frankryk en Marokko sal vanaand om 10:00 in die eerste kwartfinale speel. Spanje en België sal sake môre aand in die ander kwartfinale uitspook. Die laaste kwartfinale word Sondagoggend tussen die verdedigende kampioene Argentinië en Switserland beslis. Die halfeindstryde begin Dinsdag. Nou vir tennisnuus. Die 7de gekeerde Novak Djokovic het verras deur die 3de gekeerde Kanadees Felix Auger-Aliassime met 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 en 7-6 in hul Wimbledon kwartfinale te klop. Dit was die langste kwartfinale in die geskiedenis van die toernooi en het 5 uur en 15 minute geduur.
Die prestasie maak die 39-jarige Djokovic die oudste speler in die geskiedenis van die toernooi om die halfeindstryd te haal. Djokovic sal môre teen die eerste gekeerde Jannik Sinner te staan kom. Die Brit Arthur Frey en die Duitser Alexander Zverev sal in die ander halfeindstryd speel vir 'n plek in Sondag se eindstryd. In die vroueafdeling het Karolina Muchova en Coco Gauff vanmiddag in die halfeindstryd gespeel vir 'n plek in Saterdag se eindstryd. Marta Kostyuk het teen Linda Noskova gespeel in die ander halfeind. In ander rugbynuus, die Springbok vroue pak Amerika Saterdag in hul tweede toetswedstryd op Loftus Versfeld. Die Bokvroue het die seisoen verlede Saterdag op 'n hoë noot begin deur die eerste toets op Ellis Park met 34-21 te wen. Swys de Bruin, die hoofafrigter, was in sy skik met sy span se vertoning en het gesê dit was die beste eerste helfte sedert hy by die span aangesluit het. Met 'n oorwinning Saterdag kan die Bokvroue 'n paar plekke op die wêreldranglys opskuif. Die junior bokke is steeds onoorwonne in die onder 20 wêreldtoernooi en sal Engeland Dinsdag in die halfeindstryd in Georgië aanvat. Kevin Foot, die hoofafrigter van die junior Springbokke, het uit Tbilisi in Georgië aan die papier gesê sy span is verheug om eerste in hul groep te kon eindig. Foot sê dit was 'n baie fisieke toernooi tot dusver. Emosies het ook hoog geloop in sekere wedstryde met die gasheerland wat in die groep was en Uruguay wat vir die eerste keer deelgeneem het. Dit was dan hierdie week se belangrikste sportnuus, maar maak seker jy lees môre die papier vir nog meer sportnuus. Volg gerus ook ons webwerf by diepapier.co.za as jy op hoogte wil bly van plaaslike en internasionale sportnuus. Terug na jou, Daniela. Ons sluit af met nog 'n inspirerende storie. Die Reach for a Dream Stichting se 38ste verjaarsdagviering van dese week by die Nelson Mandela Kinderhospitaal in Johannesburg was 'n feestelike geleentheid. Die stigting het sedert die ontstaan daarvan in 1988 al 30.000 drome bewaarheid vir kinders met ernstige of lewensbedreigende gesondheidstoestande. Hierdie drome kan so klein wees soos 'n lank begeerde speelding, 'n eie selfoon, 'n ete by 'n restaurant of 'n ontmoeting met 'n bekende. Van dese week se partytjie was ekstra spesiaal. Die uitvoerende hoof van die Nelson Mandela Kinderhospitaal, Dr. Nkuli Boykucho, was self in 1997 'n jong kankerpasiënt wie se wens destyds deur die organisasie bewaarheid is. Boykucho het van dese week gesê dat dit haar hoop en 'n nuwe perspektief op die lewe gegee het. Volgens Julia Sotirianakos, die uitvoerende hoof van Reach for a Dream, sorg die organisasie daagliks dat 7 siek kinders se drome waar word. Sy het almal wat die organisasie ondersteun daarvoor bedank. Nou moet ons eers groet, maar as jy gehou het van wat jy sien, onthou om in te teken op die papier praat om seker te maak jy loop nie ons volgende uitsending mis nie. En onthou, daar is elke Vrydag 'n splinternuwe uitgawe van die papier op winkelrakke landwyd. Baie dankie vir die saamkuier. Volgende week maak ons weer so.